Biologiese insekbeheer is die nuwe konsep om hierdie werk gedoen te kry in die landbou. Gifstowwe het nou so baie geword en die produksie daarvan het sulke tonnemaat bereik dat dit 'n ernstige impak op ons gesondheid het en ook op die ekologiese balans wat ons vind in landbougronde. So wat ons by Clone Masters Laboratorium met Bactic gedoen het oor die laaste 22 jaar was om mikrobes te selekteer wat hierdie insekte en siektes in plante kan beheer. Aan die begin het ons gedink dat ons hierdie mikrobes molekulêr sal moet manipuleer, maar ons het gou besef dat dit nie nodig is nie, dat die natuurlike siektes van die insekte en die hyperparasiete van die siektes beskikbaar is in die landbou, maar dat op die meeste lande doodgespuit is met swamdoders, met onkruiddoders en met sekere van die gifstowwe, organofosfate beskadig sekeres van hulle. En ons het toe begin om na die oorspronklike mikrobes te soek wat in hierdie landbougronde was in die ou dae. Die meeste van hierdie mikrobes kom dan ook uit ons natuurlike woude hier in Suid-Afrika. Die enigste plek waar daar nooit gifstowwe en onkruiddoders en swamdoders gebruik is nie. En toe het ons hieruit produkte begin skep wat gebruik kan word in die landbou. Ons sal hier kyk na die basiese konsep van hierdie biologiese beheer in die landbou en die organismes wat ons van gebruik vandag om dit gedoen te kry. Ons noem hierdie organismes wat die siektes veroorsaak entomopatogene. Entomo verwys na entomologie, die studie van insekte, en 'n patogeen verwys na siekte. Soos byvoorbeeld ons by die mens virus kry wat griep veroorsaak, is hierdie die mikrobes wat die siektes veroorsaak op hierdie insekte. So entomologiese siekte word dan ook na verwys as 'n entomopatogeen. As jy met hierdie produkte werk, kan jy maar hierdie naam entomopatogeen onthou, want hy sal oor en oor gebruik word. Alhoewel ons by Clone Masters Lab baie navorsing doen in baie rigtings, is dit ons hoofnavorsingslyn en dit is waarmee ons 80% van ons laboratoriums beset vir die studie van hierdie entomopatogene en dan uiteindelik die ontwikkeling van die produkte wat Bactic bemark. As ons kyk na die mikrobes, dan bestaan hulle basies uit bakterieë en swamme. Daar is 'n groot verskil tussen bakterieë en swamme in die sin dat 'n bakterie 'n prokaryoot is. Dit beteken 'n organisme wat nie 'n selkern sulks het nie, en dit is dan ook 'n baie meer basiese mikrobe. Van hierdie bakterieë is die beste nagevorsde spesies Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis is dan ook die organisme wat ondersoek is, die mikrobe wat ondersoek is en wat mense soos Monsanto die spesifieke genes onttrek het wat van hierdie gifstowwe binne in hom vervaardig, om binne in plante oor te plaas met genetiese manipulering, om produkte soos wormguard te begin verbou. Daar is baie subspesies in biowars wat verskeie peste beheer. Aan die begin was Bacillus thuringiensis hoofsaaklik aangewend om die Lepidoptera spesies te beheer. Dit is ons wurms, motte en